dankie Here. Die perfekte plan. Die plan wat U mos lekker doen. Dat is die plan wat geen bok kan gedoen het. Dat is die plan wat geen mens kon gedoen het. Maar dat is Jesus vanavond. Hy kom by Maria. En hy sê jy moet om Jesus doen. Die naam is verlossing. Die naam is redding. Die naam is verandering. Maar ons vraag nog vanavond. Wat maak U met die naam wat die Here vir ons gegee het? Hy het vir ons 'n naam gegee. Die Woord sê, nie die jammer nie onder die aarde nie onder die waters nie, sal ons 'n naam kry nie. Daar is een naam, en sy naam is Jesus. En ek vraag vanavond, op wat 'n naam vertrou U? Jy het vanavond vertrou op die naam van jou pa. Jy vertrou vanavond op die naam van die buurman. Eenmaal hulle stel te leer. Ons kom vanavond met 'n oplossing. Ons stel vanavond die naam van Jesus voor. Die naam wat aan 'n kruis gehang het. Die naam wat der bloed betaal het. Die naam van Jesus. Hy wat die pyn deurgegaan het. Hy wat die vernedering deurgegaan het. Hy wat die houe gevat het. Die voorse in sy gesig was gespieg. Alles ten wille van ek en U. Daar was iemand wat die prys betaal het ten wille van ek en U. Bevoordig uitgemade om die manne van die Here vanavond ten voordig te groet. Ons evangeliste, die diakens, ons broers, ons susters, ons kindertjies vanavond ten voordig as gegroet in die onfeilbare naam, naamlik Jesus Christus. Selfs evangelist Marx, daar wat U my stem hoor, ek groet U in die onfeilbare naam, naamlik Jesus Christus. Die al-enigste naam, die al-enigste naam. Die naam van die Here wat nog vanavond staan as redding. Die naam wat die veranderen doet. Die Woord sê, hy is gister, hy is vandaag, hy bly dieselfde. Hy verander nie. Kostbaar is die naam van die Here. Ek groet vir wat hy voet, aan sy geheel en al, aan sy breedte, aan sy lengte. Ek groet U aan die wonderbaarlike naam van ons Jesus Christus. Ons kom maar weer, soos ouderlings Skeefas gesê het, met die ou boodskap. Die boodskap het nie verander nie. As Paulus ernstig word, dan sê hy, as die boodskap verander, Here, ek prys U, al kom daar 'n ander boodskap uit die hemel uit, laat hom dan 'n vervloeking wees. Ons kan nie anders as om dieselfde boodskap aan julle voor te hou nie. Die wag miskien vir 'n beter boodskap. 'n Boodskap wat sê, miskien moet ek nog 'n bietjie sonde doen. Miskien moet ek nog 'n bietjie aan die drank vashou. Die wag vir 'n mooi boodskap. Maar Paulus sê, as die boodskap die dag kom, dan moet dit jou 'n vervloeking wees. Laat hom dan 'n vervloeking wees. En ek wil vanavond vir U sê, vertrou vanavond die woord van die Here. Die wag vir beter dae. Dis op uitkyk vir beter dae. En die wag vir 'n beter boodskap. Maar die boodskap sal harder word. Esegiel het sê, die dae raak boos. En jy wag vir 'n beter dag. Maar ek sê die dae raak boos. Ek weet hoe ver as die boosheid van die dag nie. Maar al wat ek weet, daar breek 'n dag aan wat nog boser is as vanavond. Jy dog miskien vanavond is boos. Here, ek prys U, 'n bose dag as op pad. 'n bose dag. Daarom die sin van die sin by Nederland, die regering
vorm nou 'n koalisie. Doos daar my moeder. En vanaand vra ek, met die dae wat oor is, die dae wat nog oor is, wat maak u met daardie dae wat God in jou hand gee? Net die aan wat ons vanaand in is, dis die aan wat die Here vir u gee. Maar wat maak u vanaand met hierdie kosbare tyd? Woord opgeteken Genesis 6:6. Was die Here bedroef daaroor dat hy die mens op aarde gemaak het? Hy het die mens op aarde gemaak het, dat het hom diep gegrief. Die Here het gesê, ek sal die mens wat ek geskep het, weg van die aarde afvee. Mens dier, oor die wat kruip en die voels, want ek is bedroef daaroor dat ek hulle gemaak het. Die woord van die Here bly geseën. God praat in Genesis met Noach. Die woord van die Here sê, God wat bedroef oor die mens. So droef, dat hy sê, die mens grief my. En dis die woord wat ek vanaand by stil wil staan, wat ek in bitter soet verlos, die grief van God. As iets jou grief op 'n later stadium, dat doen jy iets aan die grief. Die woord sê, die tyd van Noach het die mens slegte denke gehad. En God word gegrief deur die mense dade. En vanaand sê ek vir Bittersoet, jy kan lewe soos jy wil, jy kan doen soos jy wil, maar jou dade, dat grief God. Dat grief God. Dat grief God. Jy wat ook drank, jy wat rook, dat grief God. Die woord sê, hy kyk vir Noach, en hy sê die mens, hy doen slegte dinge, so sleg, dat my hart bedroef word, maar die dade van die mens, dat grief my, dat grief my. Ek weet of jy 'n sielplek al gehad het nie, maar die sielplek, as jy hom krap, dan grief hy jou, en later doen jy iets aan die grief. Die vat salf, die vat olie, maar die doen iets aan die grief. En dat is wat God sê, hy sal iets aan die grief doen. Jy kan wegkom, ja moeder, vader, jy kan wegkom, maar dan 'n breek 'n dag aan, waar God iets aan sy grief sal doen. Want jy sien, God haat sonde. En as hy sonde gehad het, dan grief dit hom. Dat is hoekom Psalm sê, die sonde wat die mens doen, dat grief God. En is ongelukkig so, God moet iets omtrent aan sy grief doen. Hoe lang hy vat, hoe kort hy vat, maar hoe seker is ek vanaand, hy doen iets aan sy grief. Hy doen iets aan sy grief. Hy doen iets aan sy grief. Hy kom my met vuur. Hy doen iets aan sy grief. Hy was in die mens uit met water. Hy doen iets aan sy grief. Hy doen iets aan sy grief. En jy kan lewe soos jy wil, maar ek sê, God doen iets aan sy grief. Maar wat wonderlik is, Here, ek prys U. Die woord sê, nadat God die mens aan Genesis so kyk, en dat grief hom, as daar 'n man met die naam van Noach. Maar God spaar van Noach. En ek wonder, hoekom spaar God vir Noach?
En die woord van die Here sê, omdat Noag 'n verbinding gesluit het. En vanaand kan ek sê, jy kan die geliefde van God, kan jy vryspring as jy verbinding met God sluit. Jy het nodig om gebakken onder die geliefde van God te gaan, maar die God 'n verbinding. Die God 'n verbinding, die moet 'n verbinding tree. 'n verbinding. Ek praat nie verhouding nie. Mense praat van 'n verhouding, maar ek praat van 'n verbinding. Die magistraat sien 'n verhouding as man en vrou nie. Nee, die kan 'n verhouding as, maar wanneer die vrou of die man sterwe en die gaan hof toe, dan sê die hof, ek het nooit die mense geken nie. Maar omrede, alles in verbinding met mekaar. En ek wil vanavond vir iemand sê, jy kan sê, dit is verhouding met die Here, maar dat is nie genoeg nie, dat geef God net nog meer. Dat geef God net nog meer. Die God 'n verbinding. En wanneer die mense trouwen, en hulle teken hy trouwsertifikaat, dan sê die trouwofficier, hulle is met mekaar verbind. Dis wat God soek. Hy soek 'n verbinding, en hy kyk vir Noag, en hy sê, Noag, omdat jy 'n verbinding met my het, sal ek jou spaar. Sal ek die grief van my, sal ek dit vir jou spaar. Maar die God 'n verbinding. Ek praat met protestante mense, hulle praat oor verhoudings, maar verhoudings word afgekeer. Die God vanavond, die verbinding van die Here. Andersen gaan jy gepaard of gebakkend onder die grief van God. Die grief van God is so gevaarlik. Die woord sê, die mense, toe het begin roeren, toe kom hulle na die ark toe, maar het is te laat. Want jy sien moeder, vader, wanneer God sy grief beveel het, dan is het te laat. Daarom is er nog vanavond kans om een verbinding met die Here te tree. Ek praat vanavond van een verbinding dat red jou van die grief van God. Die grief van God. Hy kyk die mense so, en hy sê die mense doen verkeerd. Ek sal my grief loslaat, maar jy Noag, omdat jy 'n verbinding met my het. Ek praat vanavond, daar wat jy sit. Jy kan vanavond die oordeel van die Here, jy kan het vryspring, maar die God 'n verbinding. En die woord van die Here sê, elke ding sal buig. Dis die verbinding. Ek praat nie van, jy moet môre hof toe gaan om te trou nie. Ek praat van goddelike verbinding met die Here. Jy kan maak soos jy wil. Ek sê vanavond, jy kan doen soos jy wil. Maar dat grief God. En dan gaat 'n mooi môre aanbreek. Wanneer God sê, ek laat my grief los. Ek laat my toorn, ek laat het ontvlam. Maar jy kan vanavond gespaar word. Jy kan vanavond gespaar word. As daar aanbidding is, sister.